God is liefde, juich ons harte en bedank wat liefde doen. Goeiedag en welkom by ons digitale diens. Vandag is dit hervormingssondag. Dis ook ons 10de maand dankoffer. Dis die maand waar ons in dankbaarheid na die Here toe kom en vir hom 'n bydrae gee. Dis 'n maand waarin ons 10de vir die Here gee. Dit is ons hervormings- en dankfees. So in die gemeente het ons vanoggend 'n geleentheid waar mense hulle koevertjies, hulle geld kerk toe bring en dan het ons voor in die kerkkruike en dan stap die mense simbolies vorentoe en gee so hulle dankoffer vir die Here. Miskien druk die Here dit op jou hart ook om 'n bydrae te gee, maar dit is mos nou heeltemal soos wat die Here jou lei. So vandag wil ek met jou praat oor die 5 solas. Die 5 solas. Die 5 solas is sola gratia, genade alleen, sola scriptura, die skrif alleen, sola fidei, geloof alleen, sola Christus, Christus alleen en soli Deo gloria, die eer van God alleen. En hierdie 5 solas is 'n beginsel of 5 pilare waarop die kerk moet staan, en dit kom al 500 jaar aan. So 500 jaar terug was hier die reformatie. Ek wil nie vandag geskiedenisles vir jou gee oor die reformatie en Martin Luther en al daai ouens nie, maar dis waar ons wortels lê. En dis die 5 pilare waarop ek glo, nie net ons kerk nie, maar enige kerk moet staan. Hierdie belydenisstandpunte, hierdie 5 belydenisstandpunte, genade alleen, die skrif alleen, geloof alleen, Christus alleen, die eer van God alleen, is 5 dinge wat in elke gemeente moet wees. As dit nie daar is nie, dan gaan 'n gemeente sukkel, dan gaan 'n kerk sukkel. En by hierdie gemeente streef ons daarna om dit te doen. Ons gemeente se roeping is baie uniek. Ons roeping is om met 'n Christus gesindheid, familie en vriend vir almal te wees. Ons slagspreuk of roepingsspreuk, of hoe sal ons dit noem, verkort, is ons is 'n familie vol liefde. Ons is 'n familie vol liefde. Maar die 5 pilare, die 5 solas, is die pilare waarop die kerk moet staan. Dit is die eienskappe van 'n ware kerk. Sola scriptura, die Bybel is die hoogste wet. Sola gratia, dit gaan oor God se genade alleen. Sola fidei, slegs geloof, niks anders nie. Sola Christus, Christus moet sentraal staan. Soli Deo gloria, alles gebeur altyd tot eer van die Here. 'n kerk wat nie hierdie 5 waardes omhels en omarm en deel maak van hulle wese nie, is nie, kan ek dit sterk stel en sê, is nie 'n kerk nie. Romeine 1 vers 17 is die sleutel skrifgedeelte van die reformatie, en daar staan: in die evangelie kom juist tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek, enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan: elkeen wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Ok, so ek is besig om 'n boek te lees. Die boek se naam is Riviere in die Wildernis, en dit is Karlien van Jaarsveld, die sanger, sy memoirs. Nou, hoe kom ek daarby uit om Karlien van Jaarsveld sy memoirs te lees? Dit is 'n bietjie 'n langer storie,
Maar so 'n klompie jare terug, ek is nie presies seker hoe langer terug het is, maar ten minste 5 jaar terug, het ek hier so 'n Hartenbos musiekvertoning gaan kyk, en sy was een van die kunstenaars wat daar opgetree het. En ek was baie negatief na daai optrede. En ek het net vir myself gesê, joh, dit was daarom nou regtig waar. Die goed wat gesê en gedoen is, het my regtig gepla. En ek het teruggekom en ek is baie uitgesproke en ek sê dit toe, en ons het 'n vrye vroue Bybelstudiegroep wat op 'n Dinsdagoggend bymekaar kom. En ek sê toe vir hulle, nee, maar ek weet nie van Karlien van Jaarsveld, en hulle vertel toe vir my van 'n onderhoud wat sy op die TV gehad het met iemand, en dat sy hierdie boek geskryf het, en ek gaan dink toe by myself, hoe kan ek my mond so uitwas oor iemand, maar ek weet eintlik niks van die persoon af nie, want ek weet niks van die persoon af nie. En die Here druk het toe op my hart om hierdie boek te koop en om te lees. En laat ek jou sê, dit verras my. En laat ek jou sê, ek het my opinie verander. Ek lees die verhaal van 'n gebroke siel wat teruggekom het na die Here toe en wat die Here gevind het. En die Here kan enige mens se lewe omdraai. Maar hoekom vertel ek nou vir jou dit? Want, of waar pas dit nou by die 5 solas van die ware kerk in? So sy vertel 'n verhaal in haar boek. Dis waar ek nou vandaan kom. Ek gaan 2 uittreksels uit die boek met jou deel. Sy vertel 'n verhaal in haar boek. Sy sê toe sy jonk was, 21 jaar oud, was sy van die pad af. Sy sê sy het gaan studeer, maar sy het nooit klas toe gegaan nie. Sy was die hele tyd by kroe en kuierplekke, en haar lewe was glad nie reg nie. Haar pa was baie bekommerd oor haar. Sy sê dat sy eintlik vir haar hele lewe lank was sy in charismatiese kerke, en sy sê sy het onder die indruk gekom dat pastore weet baie van 'n mens af. So, 'n pastoor sal na jou toe kom en sê, jy is so en so, en dit is jou struggles, en dit is wat jy moet doen, en dit is waarvoor ek vir jou gaan bid. Sy maak die opmerking in haar boek dat sy baie keer gedink het dat dit amper soos Kersvader is. Jy weet, Kersvader weet of jy soet of stout was, en nou weet hy of jy vir jou goeie persente gaan gee. En sy het baie keer by haarself gedink, maar hoe weet hierdie mense dit? Toe een keer toe vra haar pa vir haar om kerk toe te kom. En haar pa was blykbaar vriende met die plaaslike pastoor, maar hulle het 'n Amerikaanse pastoor ingenooi om daai Sondag te preek, of om 'n preekreeks te doen. Ek kan nou nie presies die detail hou nie. Amerikaanse pastoor. En sy sê in die kerk, en die Amerikaanse pastoor is daar, en hy sê, sal hy meisie met die rooi baadjie asseblief vorentoe kom, en toe sit sy. En toe sy vorentoe kom, toe vertel hy vir haar alles wat hy van haar weet. Dat sy op die verkeerde pad is, dat sy met die verkeerde dinge besig is, dat sy, al die dinge waarmee sy besig is, wat die detail is, het sy nie nou regtig gesê nie. En sy sê dit het 'n geweldige indruk op haar gemaak. Sy het gesê, hoe weet die pastoor dit? En die Here het hierdie ding gebruik om haar terug te draai na die Here toe. Maar toe kom sy agter dat haar pa het die plaaslike pastoor baie goed geken, en toe die Amerikaanse pastoor inkom, het sy met hom gaan praat en vir hom vertel van sy dogter wat op 'n verkeerde pad is. En soos wat dit 'n pa se liefde wat is die regte woord? Pas by 'n pa se liefde, het hy vir die pastoor gevra om haar vorentoe te roep, en hy het so 'n bietjie detail gegee, sodat dit hierdie dogter van hom se lewe kan verander. Nou goed. Kyk gou na al die issues. As ons na die 5 solas gaan kyk, sola gratia, sola scriptura, die Bybel alleen, Christus alleen, geloof alleen, genade alleen, en die eer van God alleen. Wie het die eer hierso gekry? God alleen? Of die pastoor ook? Het dit regtig oor Christus alleen gegaan? Oor God se eer? Of het dit gegaan oor wat die pastoor weet en wat hy alles sê? Het die waarheid uitsluitlik gekom uit die woord van God uit? Of oor die profesie wat die persoon oor 'n meisie se lewe
uitgespreek het. Is geloof regtig genoeg en is genade regtig genoeg, of was dit eintlik maar haar pa wat hier ingetree het en die verskil wou gemaak het? Sien jy? Dis alles net verkeerd. En die belangrike ding is, onthou niks van wat in hierdie storie gebeur het, soos ek het nou gelees het, is lelike goed nie. Niemand het lelik bedoel nie. Almal wou eintlik maar net gehad dat 'n jong meisie sy lewe moet terugdraai na die Here toe. Die Amerikaanse pastoor is oortuig daarvan, sy hart was mooi. Die plaaslike pastoor, haar pa, haar hart. Ek wil nie die mense probeer afmaak dat hulle sleg is nie. Die eintlike punt wat ek wil maak, is dat met goed bedoelde goed, sal ons baie keer die kerk in 'n verkeerde rigting laat gaan, of verkeerde dinge doen. En nie onthou dat daar 5 pilare is waarop ons staan nie. Christus alleen. Net hy moet die eer kry. Dit gaan alles net oor hom, nooit oor 'n mens nie. Geloof alleen, dis net die Gees wat geloof in ons werk wat ons lewens verander. Genade alleen, enige redding kom net van God af en dis net hy wat die verskil en die verandering maak. Die eer van God alleen, nooit mense nie. Altyd die eer van God, en het ek nou sola scriptura, die Bybel alleen gesê dat die woord van God moet altyd die hoogste gesag wees, die hoogste wet. Mense kom baie maklik met baie dinge wat vir hulle baie belangrik is na die kerk toe. En dis goed bedoelde goed. Hierdie goed is vir my belangrik, of daai goed is vir my belangrik. En baie keer, dan raak die godsdiens en dinge in die kerk baie mensgemaak. Dis vol foute. Dit is presies die struggle wat die hervormers gehad het op daai stadium met die kerk van die dag. Dat mense het ingekom met hulle idees en mense se dinge en mense se opinies het belangriker geraak as God se dinge. Die kerk het nie op die 5 pilare gestaan nie, en ek is totaal oortuig daarvan dat die kerk van daardie dag was nie in sy geheel sleg nie. Ek is totaal oortuig daarvan. Dit was mense wat lief was vir die Here, maar hulle het die waarheid so 'n bietjie laat vaar. So, kom ons gaan kyk na 2 voorbeelde in die Bybel. Die eerste een is Petrus. Ek lees vir jou uit Matteus 16 vers 21 tot 23. Van toe af het Jesus dit vir sy disippels duidelik begin stel, dat hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, en dat hy doodgemaak moet word en op die 3de dag uit die dood opgewek moet word. Petrus het hom toe op sy geneem en hom begin berispe. Maar God het verhoed, Here, dit sal beslis nie met u gebeur nie. Maar Jesus het na Petrus toegedraai en vir hom gesê, moenie in my pad staan nie, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar jy dink aan wat mense wil hê. Jy dink nie aan wat God wil hê nie, jy dink aan wat mense wil hê. Dink 'n bietjie mooi wat het hierso gebeur. Hierso is Jesus, Petrus se beste vriend. Hy kyk op na Jesus. Hier vertel Jesus vir hulle dat hy aan die kruis gaan hang. Dat daar 'n terrible ding met hom gaan gebeur. Petrus kan mos nou nie verstaan dat dit 'n goeie ding is nie. Al wat hy sien is dat sy vriend wreed vermoor gaan word deur die Romeine. En al wat hy dink is hy sê net vir homself, Here, dit sal nooit ooit gebeur nie. En Jesus sê vir hom, staan op sy Satan, noem hy vir Petrus Satan of spreek hy vir Satan aan wat in Petrus werk? Ek is nie heeltemal oortuig nie, maar hy sê staan op sy. Petrus, wees baie versigtig. Bedink die dinge van God en nie die dinge van mense nie. Mag die kerk, ons gemeente, nooit so 'n struikelblok word vir die evangelie nie. Mag ons nooit ooit in die pad staan van wat God wil doen nie. Al lyk dit sleg. Ek meen, hoe kon die kruisiging goed gelyk het vir Petrus? Mag die kerk nooit bedink wat mense wil hê nie. Maar mag die kerk altyd dink wat God wil hê. Een van die 5 solas, soli Deo gloria, alle eer aan God alleen. Nooit die eer van die mense nie. Altyd die dinge van God bedink, nooit die dinge van mense nie. Jesus het Satan se werk in Petrus raak gesien. Mag die Satan nooit sy vingers in ons gemeente steek nie. Petrus het nie verstaan wat God wou doen nie. Ons verstaan ook nie altyd wat God wil doen nie.
Hy het sy eie gedagtes gedink, dit wat hy graag wil hê. Net soos in die storie in Karlien van Jaarsveld se boek, haar pa het mos geweldig goed bedoel. En die pastoor het ook geweldig goed bedoel. Net soos wat Petrus hier so geweldig goed bedoel het, maar ons kan nie God se werk sien nie, ons kan nie die groter prentjie sien nie. En daarom mag ons nie in God se pad staan nie. En daarom moet ons altyd vir onsself vra, is die 5 dinge, 5 pilare van die reformatie, is dit die belangrike goed in ons gemeente? Is dit waarop ons staan? Of staan ons op mense se dinge en mense se stories? Saulus vervolg die kerk. Hy dink ook hy staan op die 5 pilare. Hy dink die skrif alleen, hy glo dat dit wat hy doen kom uit die skrif uit. Dis wat die skrif sê. Die wet moet onderhou word. Hy het nie by Christus alleen uitgekom nie, want hy het nie van Christus alleen geweet nie. Al die eer aan God, hy het gedink, hy onderhou mos hierdie suiwer Joodse wet en hy's 'n fariseer en hy doen mos wat hy moet doen. Hy geloof, ja, ek wonder, maar ek dink dit was toch onbelangrik. So, dit wat hy gedoen het hy gedink is reg. Maar hy het die dinge van God bedink en nie die dinge van 'n mens bedink en nie die dinge van God nie. En toe het God hom gekeer. God het hom op die Damaskuspad gekeer en het hom blind gemaak. Hy het hom met blindheid geslaan, sodat hy kan blind word vir die wêreld en kan sien vir wat God wil hê. En daar het alles verander. Alles het verander. Kyk na die Israeliete met die goue kalf. Jy vra jouself af, ek vra myself, hoe kan hulle dit gedoen het? Hoe kan hulle 'n goue kalf gemaak het terwyl Moses daar bo was en kyk wat hulle die dinge van mense bedink. Hulle het gedink, wie gaan hulle nou aanbid? Hulle wil iets sien, hulle wil iets vat, hulle wil iets in beheer van iets hê. En toe hulle eie planne gemaak. Hulle het die dinge van 'n mens bedink en nie die dinge van God nie. Hulle het hulle eie godsdiens gemaak. En toe Moses afkom, toe was hy so kwaad vir hulle moes daai kalf fyn vuil en die vuilsels drink. Hulle het miskien gedink hulle soek God se eer. Hulle het miskien gedink hulle doen wat in die woord staan. Christus se eer kon hulle nou die aardsaakie doen nie. Hulle het nog nie geweet dat Christus kom nie, maar hulle het geweet van die Messias. Duidelik nie daarin gesteer nie, geloof in die verkeerde dinge gehad. En dan genade alleen. Hulle was baie ver van dit af. Hulle het gevoel dat hulle moet iets doen. Karlien van Jaarsveld skryf oor 'n fabel in haar boek. Sy sê iemand het daar die fabel vertel en dit het my baie laat dink. Sy sê dat daar was 'n boer, ek dink is in Frankryk. So 'n boer in Frankryk en sy buurman was 'n sterk gelowige. En die boer se perd hardloop weg. En sy buurman kom staan by die draad en hy sê vir hom, "Sjoe, buurman, is daarom erg dat God jou so gestraf het, jou perd laat weghardloop." En die buurman sê vir hom, "Ons sal maar sien of dit goed of sleg is." 'n week later kom die perd terug met 12 ander perde en die buurman kom staan weer by die draad. Hy sê, "Ons sal maar goed laat die Here jou so geseën het deur jou 12 perde gee." En die boer sê vir hom, "Ons sal maar sien of dit goed of sleg is." 'n rukkie later skop een van die perde sy seun se been af en sy seun is mank en hy kan nie regtig werk nie en dit gaan sleg en die buurman sê vir hom, "Saam sleg dat God jou so gestraf het deur jou seun te laat mank loop." En die boer sê vir hom, "Ons sal maar sien of dit goed of sleg is." 'n jaar later breek daar 'n oorlog uit en al die jongmans word opgeroep oorlog toe en almal sneuwel in die oorlog, ook die buurman se seun en die man sit onder 'n boom saam met sy seun en sy mankseun en tee drink en die buurman kom staan by die draad en hy sê vir hom, "Sjoe, is dit nie wonderlik dat die Here jou so geseën het dat jy saam met jou seun kan koffie drink nie?" En die buurman tee drink nie en die buurman sê vir hom, "Ons sal maar sien of dit goed of sleg is." En die storie
het vir my, die fabel, het my baie laat dink. Ons ken nie God se weë nie. Ons dink, ons weet wat is vir ons goed of sleg. Ons dink, ons weet wat is vir die kerk goed of sleg. En ek dink, dit is ons hele probleem. Ons dink, ons kyk na dinge vanuit ons perspektief. Ons oë is op die sigbare dinge gerig, nie op die onsigbare nie. En die godsperspektief is 'n ander perspektief. En die 5 solas van die reformatie dwing ons om na God se perspektief te kyk. Geloof alleen, geloof kom is 'n gawe van God. Genade alleen, dis net God wat kan red, dis net hy wat die verskil maak. Die eer van God alleen, nooit mense nie, altyd God. Christus alleen, dit gaan altyd net oor hom. En die skrif alleen. Ons moet seker maak dat dit wat ons sê en doen in die skrif staan. Die kerk word baie keer sy eie God. Die kerk bou baie keer sy eie goue kalf sonder dat dit besef. Die kerk wil homself baie keer self red. Die kerk vergeet dat geloof in Christus alles wat jou kan red. Maar hulle dink baie keer dat hulle die redding in hulle hande het. 2 Korintiërs 11 vers 3-4 wil ek met jou deel. Maar ek is bang dat julle gedagtes weggelei sal word van die onverdeelde en suiwere toewyding aan Christus. Net soos Eva verlei is deur die lustigheid van die slang. Ek sê dit omdat julle so maklik daarmee genoeg neem as iemand 'n ander Jesus kom verkondig as wat ons verkondig het. En julle neem net so maklik 'n ander gees en 'n ander evangelie aan as die wat julle van ons ontvang het. So die ouens van 500 jaar terug van die reformatie is deur die Heilige Gees gelei om te sê hoe lyk 'n suiwer en ware kerk. En dit is waarna ons moet strewe. Altyd moet strewe. Mag die Here ons help. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons op U kan staatmaak. Here, help dat die 5 pilare in ons gemeente sal staan. Dat dit die pilare is waarop ons kerk sal staan. Geloof in U alleen. Dat genade net van U afkom. Christus, dat U alleen die een is waarna ons kyk, o God, dat U alleen die eer kry. En dat ons net in geloof en net op U woord sal vertrou. Dankie Here, seën ons in Jesus se naam. Amen.